Hallo maatjies, baie welkom by ons volgende Sabbatskoolles. Vandag is ons by les 11 van die tweede kwartaal. Die titel van ons les is Slangbyt. Die geheelteksvers kom uit Markus 11 vers 22 en dit sê: Jy moet geloof hê in God. Die boodskap is dat ons God aanbid wanneer ons in hom glo. Het jou ouers jou al ooit gevra om iets te doen wat jy nie graag wou nie? Miskien kon jy nie verstaan hoekom hulle wou gehad het dat jy dit moet doen nie. Maar jy het in elk geval gehoorsaam, want jy het geweet dat hulle die beste vir jou in gedagte het. So iets het met die Israeliete gebeur. Kom luister saam en vind uit. God se mense is die laaste 40 jaar in die woestyn. Die Israeliete was eens baie naby aan die beloofde land, maar hulle het gekies om ongehoorsaam te wees teenoor God en om te twyfel. Daarom was hulle nog steeds in die woestyn. Maar God het hulle nie verlaat nie. Elke dag van daai 40 lang jare het hy vir hulle manna gestuur om te eet, en hy het seker gemaak dat hulle water gehad het om te drink. Nou was die Israeliete weer eens naby aan die beloofde land. Hulle was so naby, hulle kon die pragtige valleie en die groen weivelde sien. Hulle het gedink, dit was so 'n bietjie onregverdig, dat hulle die laaste 40 jaar in die woestyn was. Hulle het weer by mekaar begin kla. Toe begin hulle by Moses kla. Hoekom het jy ons uit Egipte uitgebring om hier dood te gaan in die woestyn? Daar's niks water nie, en daar's nie brood nie, en ons is moeg vir hierdie manna. Hulle het nie dit wat God vir hulle gedoen het, waardeer nie. Hulle was nie gelukkig met al die tyd wat hulle in die warm, stowwerige woestyn moes bly nie. En weer eens het hulle God blameer, omdat hulle gedink het dat hy hulle lewe moeilik maak. Arme Moses, hy het dit al als van tevore gehoor. Hy het probeer om hulle te herinner aan God se goedheid. En hy het hulle probeer herinner oor hoe mooi God na hulle kyk. Maar hulle wou nie luister nie. Al wat hulle wou doen, is klaar. Eindelik het God besluit om sy beskerming van hulle te onttrek en vir hulle te laat sien wat sou gebeur. Daai dag het baie giftige slange, wat naby in die woestyn gebly het, die kamp binne gegaan. Baie van die Israeliete is gebyt. In amper elke tent was daar iemand wat dood was of besig was om dood te gaan. Niemand was veilig van hierdie slange nie. As hulle eers gebyt is, het hulle vinnig afgesterf. Dit het nie lank vir die mense geneem om te besef wat hulle gedoen het nie. Ons is so jammer dat ons gekla het teenoor jou en teenoor God, het hulle vir Moses gesê. Asseblief, bid dat God die slange van ons sal weghou. Moses het gebid en die Here het hom gehoor. God het hom gevra om 'n brons slang te vorm en dit op 'n paal vas te maak. As die wat deur die slange gebyt is, na die brons slang gekyk het, sou hulle lewe. Moses het gedoen presies wat die Here hom gevra het. En die mense wat gekyk het na die slang, is deur God gesond gemaak. Maar party mense het nog steeds getwyfel en nie geglo dat dit sou werk nie. Hulle het gekies om nie die Here se instruksies te volg nie, en hulle het nie na die slang gekyk nie. Omdat hulle nie gehoorsaam was nie, kon God hulle nie gesond maak nie. En hulle is dood. Die slang op die paal was 'n simbool van Jesus wat doodgaan vir ons sondes. Die brons slang in homself het geen mag gehad om die mense gesond te maak nie. Dit was hulle geloof in die Here wat hulle gesond gemaak het. Jare later het Jesus na sy eie dood verwys. Die Bybel sê vir ons, net soos wat Moses die slang in die wildernis opgelig het, so moet die Seun van die mens ook opgelig word, dat almal wat in hom glo, die ewige lewe mag beerwe. Ons geloof in Jesus op die kruis help ons om te weet dat hy ons kan red. So maatjies, julle moet geloof hê in God. Glo en doen wat die Bybel sê.